Hartlik goeiemôre, mag die Here u baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou liewe vriende, as jy nou ooit in die wildtuin nog 'n bietjie was en die trop buffels kom so in by 'n dam om water te drink en hulle somme hierdie geweldige groot trop wat so inkom. Dis omtrent 'n gesig om te sien en hulle almal geniet dit natuurlik en is 'n deel daarvan. En nou ja, dit bied baie geleentheid vir baie foto's dan ook om so te neem dan. Nou liewe vriende, so is dit daar iets wonderlik wat ook in die boek Korintiërs staan, in 1 Korintiërs staan, en iets wat in hierdie boek gegee word, wat nie in die ander boeke gegee word nie, en hierdie, ek wil amper sê vleeslike gemeente iets wonderlik gegee word, hier aan die einde van hierdie briewe, na die einde van die briewe se kant toe, en dit handel oor die nagmaal. Die Here is 'n wonderlike seën wat hy aan sy kinders kom gee het, om te kan deel in die nagmaal. Daar in 1 Korintiërs 11 vers 23 staan hierdie woorde, wat ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En hier volg die wonderlike seën, liewe vriende, sekerlik daarvan, dat ons by 'n nagmaalstafel mag aansit dan ook. Ag, mag jy opnuut net wanneer ons so bietjie net hieroor kyk en net terugdink oor die seën wat die Here aan ons kom gee het. Jy weet, die seën wat sekerlik vir die nagmaal is die toewyding wat daar is. Behalwe dat ons sekerlik heel eerstens moet dink aan die toewyding wat Jesus self vir ons kom doen het, deur sy lewe te gee, en hoe dit met so 'n mooi gesindheid met die van dank gedoen is, moet dit sekerlik vir ons ook daartoe bring, dat ons ook 'n lewe van toewyding en dank aan die Here lewe. Vers 24 staan daar, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dis my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Liewe vriende, die wonderlikheid, hoe die Here Jesus hom aan ons kom toewy het, met 'n dankbaarheid. Kind van die Here, as u weer by die nagmaalstafel aansit, kan u eerlik voor die Here sê, Here, my lewe is aan u toegewy, en ek is dankbaar dat ek dit kan doen. Ek doen dit oor ek lief is vir u. Dan, liewe vriende, daar sekerlik nog hierdie saak dan ook, daar is dank vir die liggaam van die Here Jesus wat verbrysel is. Weet jy, dit moet ons sekerlik in die hart aangryp, daarom vers 24, en nadat hy gedank het. Die Here het geweet hoe hy daardie brood neem, het hy geweet, dit stel sy liggaam voor, dit wat hy binnekort vir hulle gaan doen, en dat hy gaan sy lewe vir hulle gee, sy lewe soos hierdie brood gebreek gaan word, so gaan sy lewe gebreek word, sy liggaam gaan verbrysel word, en die Here het gedank dat hy dit kon doen. Kind van die Here, loop om my en u hart nog oor van dankbaarheid, dat ons vir die Here Jesus gebreek mag word, dat die Here vir ons mag breek, sodat ons gereinig kan word en gevul kan word. Mag dit so in ons lewe wees. Dan is daar natuurlik ook die lyding wat ons sien, want daar staan hierdie woorde in vers 24, het hy dit gebreek en gesê. En weet jy, dit is so aangrypend, dat die Here Jesus geweet het, sy liggaam gaan so gebreek word, dat hy nie meer 'n mens sou wees nie, sê die Ou Testament vir ons, dat ons hom nie meer sou erken as 'n mens nie, so sou sy liggaam verbrysel word, hy sou gebreek word, en hy het al daai lyding deurgegaan vir u. En weet jy, dat ons moet weet dat die Here Jesus gee self sy lewe, het hy dit opgegee vir u. En nou moet u sekerlik ook om sê, Here, is ek bereid om my lewe so vir u te gee. En dan is daar nog 'n saak, liewe vriende, in ons plek is dit gegee. Jy weet, daar so staan hierdie woorde wat die Here sê in vers 24, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Dis waarom die liggaam van die Here gebreek moes word, vir ons. En die Here het dit vir u kom doen, in u plek. En dan, liewe vriende, wil ek ook nog net hierdie laaste punt vir u noem, dat die nagmaal moet u onthou, terwyl dit in u plek gedoen is, dat u die Here dit gedoen het tot ons aansporing, dat ons moet onthou wat die Here vir ons gedoen het. Doen dit tot my gedagtenis. Elke keer wanneer ons die nagmaal gebruik,
moet dit my in gedagtenis bring oor wat Jesus vir my kom doen het. En so moet dit in u lewe ook wees. Elke keer as jy by die nagmaaltafel aansit, moet u dink oor wat Jesus vir u gedoen het, en is u besig om in dankbaarheid 'n lewe te leef tot eer van die Here. Mag die Here help, mag hy verheerlik word. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, sal ons ooit kan begryp die geweldige, wonderlike prys wat u vir ons kom betaal het by die nagmaal, dat u lewe kom gee het. Wil u dit nie meer aan ons harte kom verklaar, dat ons tot eer van die naam ook so mag leef. Amen.